Ek wil net so 'n klein getuienis hier bring. Ons bedien eendag, nou gaan ek van huis tot shack, nou het ek 'n klomp kleerlinge bygekry en wat my gehelp het, en pastore en apostels, daar's verskriklik baie van hulle, en wat noem hulle deesdae, bishops en al hierdie mooi goeders, maar in elk geval, nou kry ek hulle by mekaar. Nou beweeg ons van huisie na huisie, en ons sê vir hulle, hoorie, ons het vir julle goeie nuus, ons bring vir julle goeie nuus. Ons bring vir julle Jesus Christus, ons redder, en ons saligmaker en ons Here. En terwyl ons daar is daar 'n vroutjie wat haar katte is verskriklik maar, en sy 2 klein kindertjies. En hierdie kindertjies suig aan haar bors. En nou sê sy vir ons, hierdie een kind is so siek. Hierdie een kind kan nie meer, hy wil nie eet nie, hy wil nie drink nie, en die kliniek kan van my niks doen nie. En een van die sissies daar, wat saam met my op uitreik was, 'n kosbare kind van die Here, sy sê vir haar suster, haal die armbaadjies en die necklace af, want hierdie goeders, hulle is so bokkaar necklace wat hulle om hulle hang. En sy sê, gooi dit in die vuur, en jy sal sien hoe God die werk doen. En ek staan daar, 'n pastoor, en ek dog vir myself, sussie, wat sê jy nou? En daai middag, sy gaan toe terug, want sy's baie lief vir diere, sy gaan gee vir daai katte kos. En toe sy by die huis kom, toe hardloop hierdie klein seentjie, 2 jaar oud, hardloop hy daar rond. Sy sê, is dit die kind waarvoor ons gebid het vanmôre? Sy sê, ja. Sy sê, wat het jy gedoen? Sy sê, ek het daai goed afgehaal en in die vuur gegooi. En toe ek het afval en in die vuur gooi, toe maak die Here my kind onmiddellik gesond. En hy stap pap op toe, en hy gaan haal 'n handvol pap uit, en hy begin te eet, en dit is die resultate. En dit is waaroor ek wil praat. Maar net voordat ek gaan begin, ek is 'n oud gemeentelid van hierdie gemeente. Ek kom so 23 jaar, oom Niek, is ek reg, toe pastoor Klaasen nog hier was ek in die gemeente gewees, en toe pastoor Klaasen weggegaan het ek hier bedien, en ek het hier tot bekering gekom, ek en my vroukie daar na by die deur gesit, want sy was nog siek, en toe ons hier instap, toe sê sy vir my, luister, ek gaan saam jou kerk toe, maar as ek sleg voel en ek tik jou, dan is ons by die deur uit, ek sê vir haar, reg my vrou, pastoor Ivan Brown, die preek daai aand hier, maar weet julle wat is soos pyle wat hier in jou hart ontplof, en hy praat net met Gerry daai aand, en toe ek my weer kon kry, toe staan ek hier voor, toe sien ek Joy staan hier so, en ek sien die 2 kinders staan hier, en saam het ons harte vir die Here gegee, en hier begin aanbid, halleluja. Hier het die Here my geroep tot die voltydse bediening. Hier het 'n jong man gestaan, want ek het besluit, ek preek nooit weer nie, want ek was 'n geskeide man op daai stadium, en daar's 'n woord wat my getref het, en hier kom staan 'n jong man, en hy sê, ek het 'n woord vir hierdie gemeente, hy sê, die Here gaan hierdie gemeente seën, sê hy, en hy draai om, en hy kyk vir my, en hy sê, Gerry, jy sê, jy sal nooit weer preek nie, ek het dit vir niemand gesê nie, net God het geweet, en ek het geweet, hy sê, maar die Here sê vir jou, Jesaja 41, ek het jou geroep, ek het jou gegryp, ek het jou by mekaar gemaak, ek het jou nie verwerp nie, jy's myne, en van daardie oomblik af het ek besluit, dis my roeping, dis wat ek wil doen vir die Here, my God, dis wat ek wil lewe, dis my passie, en ek het nog steeds daardie passie vir die Here, ek nog steeds daai krag, ag Here, ek wil nie ophou nie, ek het so 2 jaar terug het ek klaar gemaak, maar ek bedien nog steeds, soos wat die gemeentes my nodig het, en ons is huidiglik daar by Lewende Waterbedienings en Welkom, waar ek help om die gemeente daar te bou. Nou vanmôre het die Here vir my 'n goeie en 'n goddelike woord gegee, en ek wil dit graag met u deel uit Maleagi hoofstuk 2, vers 17. In die ou vertaling dis die laaste versie van Maleagi 2, en dit is in vers 17. Die opskrif daar is die dag van die Here. Dit is 'n gesagsdag.
Nou sê die Here, en dis 'n waarskuwing om te hou as ek hierdie woord bring, dan bring ek dit nie net vir u nie, maar ek bring dit ook vir myself. Hoor wat sê die Here, julle vermoei die Here met julle woorde. Nogtans vra julle, waarmee vermoei ons hom? Deurdat julle sê, elkeen wat kwaad doen is goed in die oë van die Here, en in hulle het hy 'n behaag. En waar is anders die God van die reg? Hoor mooi wat sê hy. Julle vermoei die Here met julle woorde. Nogtans vra julle, waarmee vermoei ons hom? Here, ek wil vanmôre bid en nederig vra dat u hierdie woord sal seën aan hierdie gemeente. Ek wil bid, Here, dat elke een wat hier luister sal hoor wat God vanmôre sê. Want ek glo met my hele wese, die Here het vir my hierdie woord gegee. En ek sê vanmôre, so spreek die Here. Halleluja. Dankie Here. Amen. Nou hier is dit as ons kwaad doen. Ek dink ons elkeen het 'n besef van wat reg en wat verkeerd is. Stem jy saam met my? Elkeen besef wat ek nou doen is reg en wat ek nou doen is nie reg nie. Ek weet dat as ek sommige dinge doen, gaan pa vir my kwaad wees. En ek weet, ma gaan vir my uittrap, want ek het verkeerd gedoen. Nou so sê die Here, julle doen kwaad. Maar julle praat dit goed onder mekaar. Julle sê dit is oukei om dit te doen. Baie keer grens dit aan selfregverdiging. En ek dink dit is een van die grootste gevare van 'n kind van God, is dat ek selfregverdig raak. Ek wil na niemand anders te luister nie. Ek volg my kop, want ek dink dit is reg. Nou as jy Maleagi gaan lees, die hele boodskap, Maleagi sê dis 'n boodskapper of is 'n engel van God, wat hierdie boodskap bring. Nou hierdie woord, hierdie boek is die laaste boek van die Ou Testament, 460 jaar voor Christus, 460 tot 480 voor Christus. Hierdie is 'n boek waar die Here diep met hulle praat. Dit is 'n tydperk van geestelike laksheid. Dit is 'n tydperk waar ons geestelik gaan terugsit. Dit is 'n tydperk waar ek sê ek het nou klaargemaak en nou gaan ek net sit. Dit is soos my moeder. Sy is 88 jaar oud vandag. Ag, sy word 89 jaar oud. Maar daai vrou kan nie gaan stil sit nie. Want as sy gaan stil sit, dan gaan sy doodgaan. Hoor julle wat ek vir julle sê? En so met ons as kinders van God, onsself besig hou met die Here se dinge. Ons mag nie geestelik laks raak nie. Ons mag nie geestelik 'n tree teruggee nie. Dis my woord vir jou vanmôre. Dis my woord wat die Here my gegee het vir jou. Weet jy, ons is so gewoond aan godsdiens. Ons is so gewoond om Sondag net kerk toe te gaan, want as ek hier is, dan is ek mos in die huis van die Here en ek kan myself paai. Ek kan vir myself op die rug tap. Ek was vandag in die kerk van die Here. Maar weet jy hoe geestelik laks kan 'n mens word? Hy praat hier, Jesus sê daar in Matteus 7 vers 6, hy sê, julle godsdiens het so geraak, dat julle die heilige vir die honde gooi. Nou wil ek nie vir julle 'n prentjie skilder van dit. Die tabernakel is afgebaken, dis God se. Dis die Here se, dit behoort aan die Here. Dis waar mense kom offers gee. Dis waar mense sondevergifnis kry. Dis waar mense versoening kry. Nou vat hierdie priesters hierdie heilige vleis en hulle gooi dit oor die mure van hierdie tabernakel en hulle gooi dit vir die honde. Ek wil vir jou sê, moenie dit wat God vir jou gegee het oor die muur gooi en dit verontagsaam en dit niks afmaak nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, volhou in die Here. Ons moenie toelaat dat ons pad met God skeef getrek raak deur enige iemand nie, deur enige persoon nie, nie deur Gerry nie, nie deur enige mengel nie, nie deur niks nie. Here, my oog is op U, my einde is U.
en ek glo God gaan my vashou. Ek wil vanmôre vir julle begin oplig. Ek nou klaar met die negatiewe. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here het jou lief. Glo jy dit? Kan ek 'n hand sien? Kan ek 'n amen kry? Die Here het my lief. Ons het in Kakom was 'n koortjie en ek gaan dit gou vir julle sing. Die Here is lief vir jou. Hy sterf op Golgotha en 'n sonstraal skyn deur jou venster, want die Here is lief vir jou. Die Here is lief vir jou. Hy sterf op Golgotha en 'n sonstraal skyn deur jou venster, want die Here is lief vir jou. Heilige Gees, laat elkeen van hulle nou u liefde ervaar. Vader, daardie goddelike liefde wat u oor elkeen van ons uitstort. Daardie goddelike liefde deur wie ons roep. Abba Vader, die Gees van God, stort liefde in ons harte uit. En laat elkeen vanmôre besef, ons het u lief. En u het ons lief. Halleluja. Nou, ek wil hier begin met Maleagi. Die Here sê vir hom, ek het Jakob uitgekies en ek het Esau gehaat. Jakob het 'n moeilike pad geloop, as julle hoor wat ek vir julle moes. Hy moes vlug vir sy broer, want toe hy sy eerstgeboorte reg steel, toe moes hy vlug, want hy wil hom doodmaak. Jakob het vir Laban gewerk 14 jaar en vir 2 vroue. En die Here sê vir hom, kom terug, gaan terug na jou land toe, gaan terug waar jy hoort. Baie keer moet ons daai woord hoor, gaan terug waar jy hoort. Gaan terug waar God jou geplant het. En nou kom hy terug en vrees oorval hom. En hy stoei daar met God. Tot die môre breek. Tot die dag breek dat die Here hom aan die sy moes slaan. Dat hy mank gaan wees aan sy heup. En daardie man, ek sê vir altyd vir my vrou en my kinders, ek sê, weet jy, ek vertrou liewer 'n man wat geval het, 'n man wat seer gekry het, 'n man wat weet waaroor die lewe gaan, want die lewe daar buite is nie maklik nie, stem jy saam met my? Ek vertrou liewer 'n man wat deur moeilike tye gegaan het, wat God opgetel het, en die Here gebruik daai man in grootheid en in sterkte. En Jakob het dit nie maklik gekry om te kry wat hy gekry het nie. Hy het moeilike tye deurgegaan. En dis hoekom God sê, ek het jou lief. Ek wil vir jou sê vanmôre, ek wil bemoedig vanmôre, as jy deur moeilike tyd gaan, hou vas. Die oorwinning kom. Jesus gaan vir jou deurbraak gee. Dit lyk of jy verloor, maar God weet jy gaan 'n deurbraak kry. Die Here weet, hy sal jou optel. Nou sê die woord van die Here in die tweede plek, hy sê, 'n seun eer sy vader en 'n heer sy baas. Waar is my eer? Ou het gedink, Here, hoe vereer ek u? Hoe sê ek dankie vir so 'n groot God en Vader soos wat hy vir my is? Hoe aanbid ek hom? Hoeveel onsag het ek vir hom? Hoeveel gewig plaas ek op hom in plaas van my eie gedagtes en my eie denke en my eie vermoë? Ek het geleer dat in die lewe en die bediening, die broer en suster, dis nie speletjies hierdie nie. Ek dink pastoor Jan kan ook saam met my getuig. Dit is nie speletjies om in diens van God te wees nie, maar ek wil vir jou sê, die Here het nog altyd vir ons deurgekom. Die Here het nog altyd vir Gerry opgetel. Die Here het my gehelp. Ek wil net vir julle 'n klein voorbeeldjie gee. Ek is in Winburg in die gemeente daar. En Joyce kom by my en sy sê vir my, pappa, ons het nie meer koffie en suiker en al hierdie lekker goed. As die mense kom, asseblief, moenie vra of hulle koffie wil hê nie, want ons kan nie vir hulle koffie gee nie. Is al 'n wonderlike God. Ek en sy sit by die kombuistafel, nou sê sy vir my hierdie woorde.
Ek wil vir julle sê, nie 5 minute later nie, hoor nou mooi, nie 5 minute later nie, toe klop 'n broer aan my agterdeur. Kom van, wat is daai dorpie? Tennyson af. En hy kom van Tennyson af en hy kom klop aan my deur en hy sê, pastoor, ek wil nie inkom nie. Ek sê, dankie Here, het my vrou se gebed laat verhoor. Hy sê, pastoor, maar hier is 'n voucher. Ons kan dit nie in Tennyson gebruik nie, maar julle kan dit hier in Winburg gebruik. Hy sê, gaan koop vir julle wat julle wil hê. Dis julle se. Ek en Joyce gaan sit by die tafel, maar die trane rol oor ons wange. En ons sê, Here, ons het nie eers koffie gehad nie, maar God het vir ons voorsien. Broer en suster, wat ek hier vertel is nie omdat ek myself wil groot maak nie. Maar nou bid ek die God van die mossie. Julle weet mos as ons swaar kry, dan roep ons, God van die mossie, kom sorg vir my. God van die mossie, kom gee vir my klere. Ek en Joyce sit daar so nou, ons kry R5,000 'n maand en die gemeente het soms nie geld om ons te betaal nie. Ek het 2 tienerkinders op skool. Gaan moeilik, ek loop om die dorp. Joyce is in die kamer, sy is bedruk, en 'n God stuur 'n mossie in hy kamer in. En hierdie mossie gaan sit eers op die pelmet, daar waar die gordyne is, en hierdie mossie vlieg naderhand na die dakfan toe, wat hier bo in ons, in die middel van ons winter, hy's nie aan nie, die mossie gaan sit daar, en ewe skielik kom sit die mossie op haar laptop, terwyl sy met die laptop op haar skoot sit. En sy kry hierdie woord van God. Die Here sal vir julle sorg. Die Here sal julle deurdra. Die Here sal julle krag gee. En wie jy God voorsien daar vir ons. Ek weet nie hoe te broer en welkom geweet. Gerrie is in die nood nie, maar hy vra vir my broer, asseblief stuur my jou bankrekeningnommer. Die Here lê dit op my hart om jou te voorsien. En ek stuur hom my bankrekeningnommer. As ek nie pay gekry het daai maand nie, daai man inbetaal. Boere van Henneman af ry na my toe in Winburg, dan sê, gooi hulle 'n sak vol skaapvleis, 'n halwe skaap dan neer, dan sê hy vir my, jy en jou God moet my nou uitlos, want ek het hierdie ding al verlede week moes ek dit kom doen het, maar hier is dit, los my net uit. Dis die God wat ek dien. Dis die God wat ek dien. Dis die God wat jou wil help en jou wil krag gee en vir jou die oorwinning wil gee. Dis God, man. Dis nie 'n mens nie. My oë het dit gesien. My ore het dit gehoor. Ek het geweet God het my geplant. Ek was so naby om my bediening te los. My werk was vir my ook baie kosbaar. Het vir my ook gesê, as jy ooit wil werk, kom terug, het my baas my daai tyd gesê. En ek gaan staan in my eenvoud. Hoor julle wat ek vir julle sê? Gaan staan in my eenvoud by my deurkusyn in my bidkamer. En ek hou my oor daar teen die deurkusyn. Ek doen dit letterlik. Ek hou my oor so teen daai deurkusyn en ek sê, Here, kom druk die els in. Want ek het 6 jaar gedien. Daai tyd was ek 6 jaar in die gemeente. Ek het 6 jaar gedien. Here, die 7de jaar is my vrymaakjaar, ek kan uit die bediening uitgaan. Ek sê, maar Here, hier is my oor. Al kry ek swaar. Al gaan dit met my moeilik. Druk die els in. Die Here het vir my 'n deur oopgemaak. 'n week later bel my streeksvoorsitter my en hy sê, daar's 2 poste in die Noord-Kaap oop. Hy sê, wil jy nie aansoek doen nie. Ek en Joyce bid oor die saak en die Here gee vir ons skakelmas. En ek sit my CV in en ek stuur hom skakelmas toe en God gee vir my. Ek weet nie hoeveel meer as wat ek ooit kon gehad het nie. God het die deure vir my oopgemaak in my 7de jaar. God het vir my die fonteine van die hemel oopgemaak. En ek wil vanmôre vir jou sê, dis wat die Here vir jou ook wil doen. Ek is hier om dit vir jou te sê. Ons aanbidding
Hy praat hier in Maleagi van hulle aanbidding. Wanneer jy 'n offer bring, dan bring jy 'n siek dier. Dan bring jy 'n lamdier. Dan bring jy 'n blinde dier, 'n dier wat vermink is. Hoe lyk jou aanbidding voor my priesters? Ek praat nie net van die leviete wat God uitgekies het nie. Elke man wat hier sit vandag is 'n priester van God. Hoor julle vir my? Elke man wat hier sit is 'n diensknegt van die Allerhoogste. Hoe lyk ons aanbidding? Vrouens, ek praat met julle ook. Hoe lyk jou aanbidding? Is dit in die môre vroeg opstaan? Ag, dankie Here, ek het wakker geword. Dankie vir die seën op hierdie dag en vanaand. Here, ek is moeg gewerk. Good night, Here. Hoe lyk jou aanbidding? Hoe lyk jou offers voor God? Kom jy gedurig voor die Here, al is jy by die werk, en sê, Here, dankie. Ek het soveel wat God my gegee. Here, ek is so dankbaar dat U my gebless het. Maak hier daai oomblikke van stilte tyd by die Here nog dit wat saak maak. Weet jy, dit was so erg in Israel se tyd dat die Here vir hulle vir Maleagi gesê het, skryf hierdie woorde, as iemand maar die deure wou sluit. Jo, wat hartseer vra. Wat 'n hartseer plek om te wees. Sluit jou deure, ek wil nie meer jou aanbidding hê nie. Jo, ek dink nie dis wat God wil hê nie. Ek dink nie dis wat God wil hê tussen jou en hom nie. Dat die deure gesluit moes wees nie. Maar vandag vir jou bemoedig, jou oplossing is smeek dan nou tot die aangesig van die Here. Dis wat die Here vir Maleagi sê. Hy sê smeek my aangesig. Hy wil jou genadig wees. Ek kyk jou in jou oë vanmôre en ek sê vir jou, God wil jou genadig wees. Glo jy dit? God wil jou help. Die Here wil jou uit jou toestand uitruk. Ek sê dit vir jou in die naam van die Here. Die Here sê hier, die koue en teruggevalle mense, hy wil jou vloek verander in 'n seën. Hoeveel keer spreek ons vloeke oor onsself uit? Hoeveel keer sê ons vir onsself, ons is nie goed genoeg nie. Wie God sê vir my, neem my gedagte gevange en werp dit voor Jesus en sê vir hom, jy is waardig, Gerry, want Jesus, halleluja, het jou losgekoop. Jy is waardig mens, ek sê dit vandag vir jou, en ek moet dit vir myself aanhoudend sê, ek moet myself bemoedig, ek moet myself optel in die Here en sê, my God is waarlik goed vir my. En dan kom jy iets, dit hou verband met lewe en vrede. God wil vir jou seën op alle terreine. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ek spreek dit oor jou uitgemeente. God wil jou seën op alle terreine. Julle is 'n geseënde gemeente. As ek na die kerke in die geheel kyk en ek kyk hoe min mense party Sondag by die huis van die Here kom, kan ek God net loof vanmôre vir wat ek sien. Maar ek glo God wil julle nog meer seën. Ek glo God wil die vensters van die hemel oor julle oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën. Hy wil vir jou lewe gee, hy wil vir jou vrede gee. Hy wil jou in eer herstel. Hy wil jou in voorspoed herstel. Hy wil jou geluk in jou hart herstel. Jou mense, dit is groot. Ek wil dans voor die Here, ek wil huppel as ek loop. Jo, ons het daai liedjie gesing in Ellen Rich, broer en suster, laat ons gedans het voor die aangesig van die Here. Is daar nog 'n huppel in jou stap? Is daar nog iets wat jou aandryf? Of gaan jy maar net deur hierdie lewe? Ek gaan maar net deur op my eie pas. Ek hoop maar die wiel draai. Nee, die oplossing is Jesus. Die oplossing is die seën van God. Die oplossing is vernedering, verootmoediging voor sy aangesig. Dit is wat die Here wil hê. Die oplossing is daarin dat God jou wil optel.
Ons moet terugkry ontzag vir God. Die ou vertaling sê vrees vir ons God. Ons moet weet, ek wil vir julle hierdie verhaaltjie skilder van Jesaja. Jesaja word opgeruk tot in die hoogste hemele. Hy staan daar en hy sien God verhewe op die troon sit en hy sien hoe sy soon die tempel vul. Ek wens ek kon daar wees. Ek dink ek sou gebewe het van angs. Hy sien hierdie serafs wat daar is, twee bedek hulle oë, want hulle kan nie na God kyk nie, so groot is ons Vader in die hemel. Met twee bedek hulle voete, want Here, ons is onwaardig om in die teenwoordigheid te wees. Met twee vlieg hulle daar rond om die heerlikheid en die heiligheid en die volheid van God te verklaar. En hulle roep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Heilig, heilig, heilig is die Here. En die woord van God sê, en die man het op sy aangesig geval. Ek wil vir julle sê, wanneer ons werklik in die teenwoordigheid van God gaan kom, gaan ons nie kan staande bly nie. Ons gaan op ons aangezigte val. Ons sal sê, Here, hierdie lippe is sondige lippe. My volk is 'n sondige volk. Here, ek verdien dit nie hier nie. En jy verdien dit ook nie hier nie. Maar God het daai seraf gestuur met 'n kool van die altaar en Jesaja se lippe aangeraak. Hoor julle wat sê God se woord? Hy wil vandag jou lippe aanraak, dat jy kan los word, dat jy kan verklaar, die Here is God, die Here is God, daar is nie ander God in hierdie wêreld nie. Daar is niemand so heilig soos die Here nie. Die Here soek betroubaarheid. Hoe betroubaar is ek? Ek kom weer terug, toe ek net tot bekering kom. Ons het omtrent gesit daar waar oom nou sit, dit was ons altyd ons plekkie waar ons gesit het. En ek het daai oggend, het ek 'n boemelaar saam met my kerk toe gebring, een wat altyd daar voor Standaardbank gesit het, ek weet nie of julle kan onthou daai tyd. En ek bring hom in en ek sê vir hom, kom ons sit hier so. En die visievoorsitter kom na my toe, ek het begin leer om te bid. As pastoor Klaasen gesê het, ek kry julle, ons bid hier is Vrydag aande, hier 5:00, hier agter in die bidkamer. Toe begin ek daarby aansluit en ek lê eens Vrydag aand daar. En ek sê vir die Here, Here, gebruik my, asseblief, op enige manier. Asseblief, ek wil iets doen in die kerk, ek wil nie net so sit nie. Ek wil vrugbaar wees, ek wil vir God iets doen. En ek vra vir die Here daai Vrydag, ek sê, Here, kan ek, al is dit offerandes, Here, want ek is te nors om, ek het nie 'n lekker gesig nie, mense like my nie, kyk, jy moet mooi mense hê wat jy by die deur sit, nie ouens soos ek, jy weet. En ek sê, Here, enigiets anders, ek sal die deurmaatjie ook wees, maak nie saak nie. Daai Sondagmôre, toe kom druk Pieter Beer, die visievoorsitter van die gemeente daai tyd, die kollektebordjie in my hand en hy sê, Gerrie, sal jy ons help met die offergawes? Jo, mense, ek spring uit my vel uit. O, God het vir my groot dinge gedoen. Die Here het my gebed gehoor. Die Here het my gehoor. Ek is so dankbaar. Ek is so bly. Ek spring op en af van vreugde. En ek begin offerandes opneem. Maar na daai tyd het hulle offerandes opgeneem in die oggende terwyl die mense nog gesing het. Nou mis ek die voorsang uit. En nou sê ek vir die Here, Here, maar ek mis voorsang. Ek wil ook sing, moet ek geld gaan tel terwyl die ander lekker sing. Maar ek sê, Here, ek sal getrou wees aan my offer. Ek sal kom opneem. Maar ek sê vir die Here, Here, as ek opneem, moet my mandjie die volste wees van almal se hierso. Ek bid dit. Vra vir die Here, Here, maak my sakkie die volste. Ek roep na God. En ek het dit met eer gedoen.
En daarna het die Here my net geseën en my stappie vir stappie gevat. Ek het selopleiding gekry, ek het my eie sel oopgemaak en die Here het my opgevat. God soek betroubaarheid. Partykeer kom jy by daai plek waar jy voel, Here, maar dit raak nou net te veel vir my, hierdie werk. Moenie ophou nie. As God jou met R5 kan vertrou, kan die Here jou met R1 miljoen vertrou. As God vir jou met R10 kan seën, as jy getrou is, wil ek vir jou sê, die Here sal die krane van die hemel oor jou oopmaak. Hoor julle vir my, wees betroubaar. Dis iets wat ons mis in die kerke, dis iets wat ons mis onder die broederskap, onder broers en susters, bereidwilligheid. Staan op jou standplek. Die Here soek opregtheid van 'n hart. Weet jy wat? 'n Pastoor sê vir my, hoe gaan ons 'n kerk weer volmaak? Ek sê, pastoor, jy moet reguit loop, jy moet opreg wees. Jy moet 'n reguit pad met God stap, anders te gaan hierdie kerkbanke leeg wees, want mense kyk na jou. Ek lag so, ek en Joyce is daar in Kakamas, ons het net daar gekom, ek praat nou daaroor, maar is net 'n getuienis, dat mense ons so dophou. Jy kan dit nie glo nie. My vrou was die sekretaresse van die kerk, ek was die pastoor. En kort voor lank kom iemand by my, een van my kerkraadslede, en hy sê, jou pastoor het 'n verhouding. Ek sê, wow. En sy vra vir, met wie? Sy sê met die sekretaresse van die kerk, want ek en Joyce het daai oggend mekaar gedruk, want ons soen mekaar altyd. Sy werk in die een kantoor, ek werk in die ander kantoor. Ja, om jou pastoor te verhouding. Hoor julle wat, ons mense? Ek en sy stap in Appington. Wat is 'n apteek? Clicks. Stap ons daarin. Nou sê ek vir Joyce, hier's mense wat ons dophou. Ek sê vir haar, kyk, gaan in hierdie ry af. As ons hierdie ry af gaan, dan kom hulle daai kant in. Ek sê, kom ons draai om, ons gaan volgende ry. As ons volgende ry gaan, dan kom hulle daai ry in. Ek sê vir ons betaal ons goed klaar. Ek hoor wat ek vandag vir jou sê. Ons betaal ons goed klaar. Ek sê vir hulle, kyk, hulle gaan by die deur staan. En kyk in watter kar gaan ons inklim. En dit was verragtig so. Kind van die Here, jy gaan dopgehou word. Jy gaan deur mense gekyk word. Die Here is Gerrie se hart opreg. Is my wandel met God so, dat ander mense nie aanstoot aan my vat nie. Loop ek met die Here 'n pad. Ek wil vir julle voorhou van Abraham. Net vir julle een teksie lees. In Genesis 17 vers 1. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Wandel voor my aangesig. Ek kyk vir jou, Gerrie. Abraham, ek gaan op jou let. Ek gaan wonder dat hy God se vriend genoem was nie. Want die Here het niks van Abraham weerhou nie. Want hy het gewandel voor God en hy het geweet, ek moet opreg wandel. Kinders van die Here, hoeveel van ons wandel nog opreg? Wandel nog met waardigheid in ons. Ek is 'n kind van God. Mense kan jou afkraak. Ek wil vir julle sê, julle sal my nie glo nie, maar goed van 30 jaar terug word uitgehaal. Dan word dit vir Gerrie en Joyce se deur neergelê, maar julle was sulke mense, dan sê ek, ja, ons was. Ons is nie meer nie. Halleluja! Want God het iets gedoen.
Want die Here het ons lewens omgedraai. Want God was in beheer van ons lewens. En ek sê, Here, ek wil opreg wees met U. Ek wil vandag weer sterf in Christus Jesus, sodat hy kan lewe. Sodat hy beheer kan vat. Maar vanmôre vir jou sê, as hy in beheer is, loof die Here, dit sal met jou goed gaan. Hoor jy wat ek vir jou sê? In jou siektes, in jou pyne, in jou terugslag, die Here sal jou help. Ek is klaar. Die genoegsame God doen goed wat ander gode nie kan doen nie. Dis wat die Here vir Abraham sê. Dis wat sy naam daar beteken. Ek is die genoegsame God. Abraham, jy het nêrens heen om te gaan, behalwe na my toe nie. Lewe naby hom en wees opreg. God wil 'n verbond sluit tussen jou en hom. Tussen jou en hom, Here. Ek wil saam met U loop. Here, ek wil elke tree wat ek gee, wil ek in die krag van die Heilige Gees gee. Elke woord wat ek spreek, Here, moet iemand stig. Alles wat ek doen, moet die Here behaag. Elke keer as God aan hierdie groot manne verskyn het, lees net so 'n bietjie verder aan Genesis 17, toe val Abraham op sy aangesig. Wie o genoegsame God is soos U? Wie kan my uit hierdie put uithaal? Wie, Here, anders as U? Ek wil hê net dat julle vir 'n oomblik net sal stil raak. Jy hoef nie jou oë toe te maak nie, ons is nie in geheime diens nie. As jy sê, Here, ek het so tree teruggegee, ek sê altyd vir myself, jy weet, die Here het gesê, daar in die Psalms, Dawid het dit geskrywe, en hy sê, Here het gesê, in my ouderdom sal ek nog vet en groen wees, en ek sal nog steeds vrugte dra. So maak nie saak of jy oud is vandag nie. Ons wil hy tree teruggee in die Here se werk. Ons wil hy wapens opneem om vir God iets te doen. Ons wil werklik met ons alles, ons hand aan die ploeg slaan en Here, ek mag nie terugkyk nie. Ek mag nie terugverlang. Jy wat so voel, staan op. Jy wat voel, die lewe druk my net. Neem die vrymoedigheid, ek staan vandag voor die Here, want ek het God nodig. Daar iemand, is julle almal okay? Het ek verkeerd van die Here gehoor? Prys die naam van die Here. Kom ons staan dan almal op, en dan gaan ek net 'n gebed doen oor die gemeente. Here God, baie dankie vir so voorreg om in U teenwoordigheid in te kom. Om net van U te hoor. Here, en die woord was weer eens vir my. En Here, ek voel hom op my aangesig te val. En U te vra, Here, vergewe ons. Vergewe ons ons skuld, vergewe ons al ons foute. Ons is nie ons foute nie, Here, ons is in Jesus Christus. Here, dankie vir oomblikke soos hierdie gewyde oomblikke. Goddelike oomblikke. Oomblikke in die liefde van God. Oomblikke in die genade van Jesus Christus. Oomblikke in die gemeenskap van die Heilige Gees. Here, kom sien elke man raak wat vanmôre voor U staan, elke vrou. En Here, tel hulle op nog hoër
en hoor, Here. Want U het 'n bestemming vir ons, U het 'n einddoel vir ons. Ons het iets in die oog en dit is Jesus Christus. Help ons, Here. Help hierdie gemeente, my God. Seën hierdie pastoriepaar. Seën die jong mense, Here. Seën elke een wat vir die Here sy beste gee. Ek vra dit in Jesus naam. Dankie, Here. Amen.